baie welkom by ons erediens vanoggend. En ons hoop jy voel sommer tuis en jy geniet dit saam met ons en om ingeskakel te wees ook. Ons gaan 'n bietjie vanoggend fokus op die tema van die Lydensweek. Dit is Lydensweek wat nou begin, die eerste Lydensweek, en dit beteken maar net dat ons dan kyk na Jesus se lydenstyd, net so voor sy kruisiging en wat dit vir ons beteken as gelowiges. Ons tema vanoggend is Christus se pyn, my genesing. So voordat ons aangaan en daaroor gesels, net so 'n paar afkondigingkies, verjaarsdae het ons vanoggend, het ons die 15de Februarie vir Jaapie Olivier, wat verjaar, en dis dit wat ek het, as daar enige ander verjaarsdae is, huweliksherdenkings is, baie geluk, mag dit vir jou ook 'n vreugdevolle tyd wees. Daar sal gehoortoetse wees die 16de Februarie in die jeugkamer, so jy's welkom om ook met Martha by die ouerhuis te kontak in verband hiermee, om net te hoor wat die reëlings is as jy ook wil gaan vir gehoortoetse en sovoorts ook. So 16 Februarie is daai gehoortoetse dan. Die gebedstema vir die week: Here Jesus, wat liefde is, vul my lewe met u soort liefde. En die teks daar is, fokusteks is Jeremia 31 vers 1 tot 9. So kom ons raak ook nou weer net rustig, in die wotum, die seëngroet, daarna gaan ons lied 169 saam sing. Here, hoe wonderlik is dit om so in u naam vergader te wees, om ook by mekaar te kan kom as gelowiges, as huisgesinne. Al is ons dan ook alleen, weet ons dat u ook daar is, en dat in die Gees ons almal met mekaar verbind is, en ons sê vir u dankie daarvoor. Ons loof en ons prys u vir u goedheid, die guns, die gawes wat u elke dag vir ons gee, en dat ons ook vandag kan nadink oor wat Christus se lyding ook vir ons beteken. Ons loof en ons prys u, aan u kom toe al die eer en al die lof tot aan alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou lekker saam lied 169. heerlik saamgesing, so aanbiddingslied, waar ons die heiligheid van God en Jesus Christus kan besing.
Ons gaan 'n bietjie stil staan by gebede ook voordat ons aangaan vanoggend. So ons gaan net so 'n bietjie fokusgebed na kyk en dan voorbidding wat jy dan ook net daar by die huis ook net weer die pausknopie kan druk so vir 'n wyle en op jou eie of so saam met jou gesinslede, jou familie kan julle net stil raak en net saam bid. Ons fokusgebed is Psalm 117 vers 1 wat sê: Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Raak net so vir 'n oomblik stil en plaas jou fokus op God, op die Here, terwyl jy in gebed is en voordat ons dan verder aangaan met die voorbidding. Goed, jy het so 'n oomblik gehad om net stil te raak, jou fokus op God te plaas en te aanbid, te dink aan sy wonderlike werk, sy wonderlike dade. As ons dink aan voorbidding, dan tree ons in vir spesifieke sake en ook vir ander mense. En ons kan sommer maar aan voorbidding dink aan, as daar name in jou gedagtes is, ons het nou nie spesifiek name op die siektelys nie, maar daar's maar altyd iemand wat ongesteld is dalk, met wie dit nie goed gaan nie. So jy kan aan daai mense dink, wat jy wil intree voor iemand wat dalk 'n geliefde aan die dood afgestaan het, en so meer, so as daar 'n naam is iewers in jou gedagtes, julle familie, julle gesin saam kan dink aan iemand, dan dra ons hierdie persone aan die Here op. Ons kan ons land aan die Here opdra, ek gaan dit sommer nou gou noem die lysie, dan kan julle weer stil staan en so saam bid. Ons kan ons land aan die Here opdra, ons kan eintlik die hele wêreld aan die Here opdra, maar spesifiek ook hier naby in ons land, ons gemeenskap, ook waar ons bly met die omstandighede wat ons almal weet so swaar en moeilik is en maar redelike spanning veroorsaak, onsekerheid daar is, en dan nog 'n klomp ander dinge saam met dit. So wat jy ook al aan dink, wat jy ook graag daar rondom ons land wat die Here op jou hart lê wil doen, kan jy dit ook opdra aan die Here. Gemeenskap, ons eie gemeenskap, dit is ook nou besig om weer droog te raak en gewoonlik maar kan mens dalk ook verwag dat mens nou hier rond sal reën kry. Daar's ander dele wat verskriklik droog is, wat ook angstig wag vir reën. Ons is dankbaar vir die reën wat ook landwyd geval het, 'n goeie reën gebring het, damme wat vol is, maar ons kan ook oor dit stil raak en bid ook en vir die Here sê ons is in verwagting, ons vertrou ook vir hom vir uitkoms en dat hy sorg ook. En dankie sê ook dat hy wel vir ons sorg ten spyte daarvan dat dit soms moeilik gaan en swaar gaan ook. Bid vir kerke, kerkgemeenskappe wêreldwyd en dan ook die skole wat nou weer gaan open en die onderwysers, die kinders, akademiese inrigtings ook, kan ons ook dan in die Here opdra en dan enigiets anders wat jy wil bysit. Soos ek sê, raak stil, stop weer 'n bietjie die video, maak seker jy spandeer so 'n bietjie tyd in gebed saam ook. Goed dan, as jy dan nou tyd in gebed saam spandeer het, dan lees ons ook saam in die Bybel, Genesis 3 vers 16 tot 19, jy kan maar dit oopslaan daarso by jou Bybel, of op jou app, waar ook al jy is, en 1 Petrus 2 vers 20 tot 24, wat ons ook dan op gaan fokus en saam gaan lees. Nou Genesis 3 vers 16 tot 19, onthou dis nou alles so net na die sondeval, nadat dinge verkeerd gegaan het. Ons het die afgelope 2 sondae bietjie gesels oor gesinne, huwelike, en ons het al reeds ook toe stil gestaan by die gebeure hier in Genesis 3 waar die man en die vrou oortree het en die Here gesê het, maar nou sal julle uit die tuin van Eden uit moet sit. En hier sluit ons dan nou aan by die gevolge wat die Here sê ook. Wat sal die gevolge wees vir hulle? En dan staan dan vers 16 vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. En aan jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers. En in vers 17 sê die Here vir die mens, vir die man, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit bestaan maak, jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitsprei,
en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem, stof is jy, en stof sal jy weer word. So ons sien die werklikheid van pyn en die realiteit van pyn wat intree in Genesis 3 alreeds, sien ons dit en hoor ons dit, en daarna kan ons dit reg deur die Bybel lees en sien en naspeur, en ons kan dit sien in ons eie lewens ook. En as mens dink aan pyn, dan kan ek nie dink aan iemand wat werklik in pyn wil wees nie. Ek self het nog nie met iemand gepraat wat vir my gesê het, man, is so lekker om pyn in pyn te wees nie, om seer te hê nie. Behalwe nou die kere wat, soos my ma sê, haar dokter altyd sê, as hy pyn het, dan sê hy, dan weet jy daarom jy leef nog. Maar daar is nie eintlik mense nie, en daar's baie mense wat pyn probeer, kom ons sê op een of ander wyse probeer baas raak, dit probeer oorkom, verskeie rituele beoefen. So sal mense oor warm kole stap om te wys dat hulle pyn kan baas raak. Hulle sal dalk hakke in hulle lywe sit en hulle ophang en hierdie hakke of op beddens met spykers gaan lê of wat ook al, snaakse goeders doen, allerlei vreemde dinge doen om te wys dat hulle pyn kan baas raak en dat hulle in beheer is van pyn. Maar weet jy wat? Maak nie saak wat jy doen nie. En hoe jy probeer wys dat ek kan pyn beheer nie, pyn sal altyd daar wees. Jy sal nooit ontslae raak daarvan nie. En al sou jy tog op 'n manier jou eie pyn kan miskien beheer of jy weet onderdruk, kan jy niemand anders se pyn vir hulle regtig dra en vir hulle vat nie. En jy sal nie ander mense werklik met pyn kan help nie. En jy weet, so sien ons dit, dat pyn uiteindelik is uiteindelik 'n noodsaaklikheid. Ten spyte daarvan dat ons daar kan probeer ontslae raak daarvan, ons kan dit probeer beheer, is pyn eintlik 'n noodsaaklikheid. Die noodsaaklikheid van pyn is daarom vir my te sê, maar daar is iets verkeerd. Jy het jou vinger raak geslaan, kyk en gee aandag daaraan. Jy het 'n sny iewerste, jy weet, of jou hart is nie reg nie, of wat ook al, daar's fout met jou niere. Pyn is daar om vir ons te sê, jong, hier's fout, kyk daarna en reageer daarop. Maar pyn is terselfdertyd ook 'n onnodige las. 'n Onnodige las wanneer ander mense ons pyn aandoen. 'n Onnodige las wanneer ons ander mense pyn aandoen. En selfs 'n onnodige las deurdat ons onsself pyn aandoen deur verkeerde besluite of verkeerde dinge. En so sien ons dit ook met die oorsprong van pyn in Genesis 3 ook, dat as gevolg van ongehoorsaamheid aan God, opstand teen God, het pyn ingekom en sal die vrou pyn ervaar met swangerskappe, sal die man met harde werk pyn ervaar en beleef. Sê die Here ook, en daai pyn word dan nou later met die vrouens wat ook werk, is net mans wat nou nie die swangerskappyne ervaar nie, want hulle kan nou nie swanger word nie, maar vrouens wat ook begin werk en ook daai pyn beleef. En die woorde vir pyn en swaar kry, hou in die Hebreëus verband met mekaar, as ons daarna gaan kyk. So die Here sê, jy sal in pyn swanger kinders in die wêreld bring, die man sal met pyn sy hande arbeid doen, en daai woorde pyn en swaar kry hou verband met mekaar. En dit dui ook terselfdertyd op seer, fisiese en emosionele seer, sowel as kommer en moeite dinge doen. Daar sou mos nou 'n mooi Engelse woord wat ek en jy baie lief is voor om te gebruik, en dit is die woord worry. Ons sê mos altyd, moenie worry nie. Tog is ons almal vreeslike goeie warriors, né? In die sin van die woord. En dan is daar die adjektiewe vorm daarvan worrisome. So pyn, seer kry, bekommerd wees, fisiese pyn, emosionele pyn, hierdie dinge loop hand aan hand, en dan kry ons daai bekommer wees, kommerwekkende dinge in ons lewens, waarmee ons kan sit en vir ons slaaplose nagte baie keer gee. En dit alles vat die situasie na die sondeval baie mooi vas. Dat ons in hierdie wêreld van pyn leef, en dat ons geneig is tot kommer. Ons met hierdie dinge in alles saamleef. Nou, hoe kan ons dit hanteer? Wat maak ons daarmee? Wat wil die woord vir ons kom sê? Wat leer ons uit Christus se lyding uit rondom ons eie pyn en hoe ons dit kan hanteer? Kom ons lees nou 1 Petrus 2 vers 20 tot 24 saam. 1 Petrus 2 vers 20 tot 24 saam. As julle gestraf word wanneer julle oortree het,
watter verdienste is daarin dat julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nog nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is ons genees. Deur sy wonde is ons genees. Nou hier's twee kante van die saak wat ons dan moet kyk as ons hierdie gedeelte in Petrus lees. Die een kant van die saak is dat ek en jy leer dat mens soms pyn en lyding verduur omdat ander ons of verduur omdat ander of die lewe, dit wat ons in die lewe beleef, ons onregverdig behandel. So as gevolg van ander mense se optredes teenoor ons, as gevolg van dinge wat in die lewe gebeur, beleef ons pyn. En dan sien ons ook maar hier, as Paulus in die begin sê, watse waarde het dit vir jou om pyn te verdra as jy opstandig is? So ons beleef dan weer eens wat ons ook in die begin gesê het van die sondeval, pyn en seer is baie keer ons eie toedoen, omdat ons opstandig is of as gevolg van die sonde in ons eie lewe ook. Dan verduur ons dan lyding en swaar kry. En hoe hanteer ons dan nou is die vraag, hoe hanteer ons nou hierdie waarheid, wat ons hier het ons nou ook dan ook gesê, en as ons dan in hierdie teksgedeelte kom kyk, dan help Petrus ons daarmee om te sê, maar jy kan pyn hanteer. Die Here sê in die begin, die vrou sal swaar kry, die man sal swaar kry, en almal in die wêreld gaan swaar kry. En ek en jy kan moedeloos wees, of ons kan maar sê, dit is nou maar ons gevolg, dit is nou maar die pakkie wat ons moet dra nou, of soos mense lief is voor om te sê, dis maar die kruis wat ek moet dra. Daai kruis moet ek nou maar dra, en ek moet maar net deurdruk. Maar hier's tog 'n baie groot stuk raad, en aanmoediging en bemoediging in Petrus, wat ons hier lees vir wat Christus vir ons kom doen het, en ons kom help met pyn en die hantering ook van lyding en swaar kry in ons lewe ook. Eerstens sê Petrus vir ons, dat Christus vir ons as voorbeeld moet dien. In swaar kry en in lyding moet ons in sy voetspore volg. En dit is om lyding en onregverdige optrede met geduld en liefde te hanteer. Dis baie belangrik. Dis 'n uitdaging ook. Definitief 'n uitdaging om swaar kry en lyding wat jy het met geduld te hanteer. En veral onregverdige optrede van ander mense. Maar soos Christus nie kwaad geraak het nie opstandig geraak het nie terugbeledig het nie, maar het aan God die Vader oorgelaat het, moet ek en jy ook leer om in hierdie selfde voorbeeld. En juist te meer omdat hy vir ons gesterf het, juist te meer omdat sy lyding vir ons bevryding bring. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor verder kyk ook. Genesing bring. Juist te meer moet ek en jy met geduld met hierdie lyding kan saamgaan en dit verdra. As ons beledig word, moet ons versigtig wees om nie terug te beledig nie. Ons is tog so geneig om aanvallerig te wees, terug te beledig. Ons weet hoe om vuiste op te lig en klippe terug te gooi. En die voorbeeld van Christus is dat ons eerder sal gaan en sal sê nee, moenie, want dit kan baie keer jou pyn net erger maak. Dit kan die emosionele seer net erger maak wat daar is. Wanneer ons bedreig word of gedreig word om nie terug te dreig nie. Wanneer ons en dan alles oor te laat aan hom wat regverdig oordeel. So volg in Jesus se voorbeeld. Volg in Jesus deur dit aan God oor te laat en mense sal dan besef en ervaar dat daai pyn en daai seer minder is. Wonder bo wonder. En ons sien dit met baie mense wat ook na Christus se lyding vervolg is in die kerk. Hoeveel van hulle deur pyn en lyding kan gaan en tog die vrede kon hê. Mense wat selfs gemartel is, soos Stefanus, en kan opkyk en die Here kan loof en prys
en hierdie vrede kan hê, die gesig wat kan straal van blydskap, daar in Handelinge as ons dit lees. En daar's baie ander sulke voorbeelde, waar wanneer ons hierdie pyn, hierdie onregverdige behandeling aan die Here oorlaat, wanneer ons in liefde reageer, eerder as om terug te kry en terug te byt en terug te beklei, ons kan beleef dat ons innerlike vrede kan hê, kalmte en rustigheid kan hê, en dat God welkom intree, en dat God ook self die oordeel sal doen en sal gee wat moet gedoen word, en dat ons so ook weet 'n rustigheid en vrede in ons binnekant kan hê. Jesus het dit vir ons moontlik gemaak deur dat hy die sonde wat soveel pyn en leed veroorsaak op hom aan die kruis geneem het. Sy kruisdood en ons geloof, wat ek dit net gou weer mooi sê. Sy kruisdood en ons geloof in hom help ons dus om aan die een kant nie in sonde te leef nie, of dan pyn te veroorsaak aan ander mense ook nie. Daai verhouding met Christus beteken dan dat ons nie aanhou met dinge doen wat vir ons pyn veroorsaak, persoonlik nie, dat dit ons eie skuld is ook nie, maar ook aan die ander kant dat ons nie so optree dat ons nie pyn in ander mense veroorsaak nie, maar dan ook wat ons nou gesê het, deur sy voorbeeld leer ook om pyn te hanteer. En dit is die tweede kant ook hiervan, van hierdie muntstukke, mens maar sê, van Jesus se lyding, is ook dat daar vir ons genesing gekom het. Deur sy wonde staan daar is ons genees. En wat bedoel Petrus hiermee? Behalwe dat hy nou 'n stuk uit Jesaja 53 aanhaal wat verwys na die Messias en die vergifnis van sondes, lê 'n baie dieper betekenis in hierdie woorde. Waar sonde pyn en sorge of kommer veroorsaak, het sy dit vanweë ons swangerskap is, of ons hande arbeid, of dit deur ander se toedoen is, of wat ook al die geval is, het die kruisdood van Jesus 'n dieper werkende genesing of heling in my en jou lewe. Deur sy wonde kan ek en jy pyn en lyding op alle vlakke en wyses beter hanteer en verwerk. Dis wat dit ook beteken. Ons is nie net vrygemaak van sondes nie, maar ons kan hierdie dinge beter verwerk en beter hanteer. Deur sy genesing kan swangerskap, alhoewel nog pynlik, in 'n gees van vreugde en blydskap geskied. Deur sy genesing kan ons, alhoewel steeds met soeg en sweet, met vreugde en dankbaarheid kos op die tafel plaas. Deur die genesing, deur Jesus se genesing, kan ons dit regkry om ons lyding en ons onreg met meer moedigheid te dra. Deur sy genesing kan fisiese en emosionele pyn meer draagbaar wees. Deur sy genesing onderwerp ons onsself daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy ons kan verhoog op die regte tyd, volgens 1 Petrus 5 vers 6. Sien ons uit na die dag wanneer alle pyn en leed en trane weggeneem sal word. Al hierdie dinge gebeur ook dan binne in daai genesingsraamwerk, binne in dit wat Jesus vir ons kom doen. Dis die diepere betekenis ook daarvan, dat ons deur sy pyn genees word. So aan die een kant sê ons vir mekaar, omdat Jesus so geduldig was in pyn, vasgebyt het, dit so hanteer het op die wyse wat hy het, dit aan God oorgelaat het en so meer, kan ek en jy dit ook doen, en moet ons fokus daarop om dit so te doen. Aan die ander kant sê ons vir onsself, dat in spite van pyn, wat ook al die pyn is, of dit dan in swangerskap is, in werk, of wat ook al is, kan ons dit ook, ek wil amper sê, omarm, en kan ons dit omskep in vreugde en in blydskap. Kan ons sê, maar hier is ook goeie resultate, pyn bring ook goeie resultate, dit bring kos op die tafel, dit bring vreugdevolle babetjies in ons arms, en so meer. En meer nog kan ons sê, as dit nie vir hierdie pyn aan die kruis was van Jesus nie, dat hy vir ons gesterf het nie, dan het ek en jy nie 'n toekomsverwagting gehad hierna nie, dat ons in hierdie harde arbeid, in die swaar kry, selfs in onregverdige optredes, en so meer, kan sê, weet jy wat, my oog is gerig op die toekoms, ek weet, dit alles sal ten goeie uitwerk, vir hom wat in Christus glo, nie net vir nou nie, maar ook vir die ewige lewe, dat Openbaring sê, dat alle trane, alle pyn, alle seer weggeneem sal word. So vir nou is hierdie pyn en die seer tydelik, maar deur Jesus Christus se lyding vir my, en sy sterwe aan die kruis, is daar 'n verwagting, dat dit vir ewig weggevat sal word, dat dit eintlik maar net vir korte duur sal wees. Ons lees immers in Kolossense 1 vers 27, God het besluit om aan julle bekend te maak, hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is,
Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. So Christus is in ons, en hy is ons hoop op die heerlikheid. En die nasies, alle mense moet dit kan sien. 2 Tessalonisense 2 vers 16 sê, en mag julle in al die goeie wat julle in die woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en goeie hoop gegee. En dis baie waar. God kom troos vir ons. God kom bewys sy liefde deur Jesus se lyding aan die kruis vir ons. En God kom verseker vir ons in spite van swaar kry en van lyding dat daar 'n blywende troos en 'n blywende hoop is. So wanneer dinge vir jou moeilik gaan, wanneer dinge swaar gaan, wanneer jy seer het sy dit fisiese of emosionele pyn is, het sy dit iets is wat jy partykeer in jouself doen, of dit iets is wat iemand anders aan jou doen, of sommer maar net as gevolg van verloop van omstandighede of van die wêreld waarin ons leef is, hou jou oë gefestig op Jesus. Sê vir jouself, weet jy wat, hy kom troos my. Hy kom gee my hoop. Hy kom help my ook, en hy kom wys ook vir my dat ek nie nodig het om in die eerste plek myself te pynig nie, my eie pyn te veroorsaak nie, dat ek in die tweede plek nodig het om ander mense seer te maak, net omdat ek seer het nie, maar dat ek in die derde plek ook kan weet dat al het ek dan seer en al kry ek seer, daar vir my steeds hoop is, vertroosting is en krag is hierin ook. So leer 'n bietjie om op daai wyse ook na die lyding, na die seer kry te kyk. Kyk opnuut in hierdie tyd weer waarin ons in die lydingsweek ingaan, die eerste lydingsweek ingaan, en die volgende paar lydingsweke dan opnuut weer na dit wat Christus vir ons kom doen het, en wat dit vir ons beteken, en mag dit vir jou nuwe krag en nuwe hoop gee in hierdie lydingstyd, as ons dan herinner word aan Jesus se lyding en besef dat sy lyding vir ons genesing bring op 'n baie dieper en 'n baie meer besonderse manier, as wat die wêreld dit vir ons kan bring, of ons dit vir onsself kan bring. Sy kruisdood het vir ons hoop gebring, en die woord sê, hierdie hoop beskaam nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons ook in seerkry tye, in lydingstye, in swaar tye, hoop gee. Dat ons ook in sulke tye kan opkyk na U, en kan weet dat U genesing, U kruisdood nie verniet was nie, en dat dit ook vir ons uitkoms bied, dat dit ook vir ons krag gee, en dat U deur ons geloof in U vir ons ook help en ons aanspoor om ons lyding, ons seerkry met meer moed te dra. En Here, as ons weet hoe seer woorde maak, hoe seer die klippe wat ons gooi na mekaar maak, en so die stokke wat mekaar slaan maak, as dit vir my seer is, Here, dan sal ek ook nie terug klippe gooi nie, ek sal nie terugslaan nie, ek sal die voorbeeld van Christus volg, om nie te wil beledig nie, om nie te dreig soos wat ek gedreig word nie. En dan sien ons, Here, hoe dit vrede bring, om dit aan die Here oor te laat, dit waarlik vrede bring vir ons. Soveel van die mense voor ons, wat selfs gemartel was in hulle geloof, wat baie swaar dinge ook moes beleef, en deur die feit dat hulle dit aan U oorgelaat het, kon hulle vrede en rustigheid en kalmte kry, en weet dat dit maar tydelike seer is, tydelike pyn is, en hulle oë gefestig hou op die verwagting van die ewige hoop, soos Stefanus wat met sy steniging kon opkyk, en sy gesig kon verhelder word, en hy kon sien wat wag vir hom in die hemel, hy kon sien wat sy werklikheid daar vir hom wag, en geweet het, dat die feit dat hy vasgehou het in U, bly vertrou het op U, nie afgedwaal het van U af nie, ten spyte van die swaar kry en die martel en die pyn waardeur hy is, vir hom 'n ewige hoop gee en verlossing gee, dat ons op dieselfde wyse sal vashou aan U, en sal bly glo, en sal vertrou. Dankie dat U ons kom versterk in ons geloof deur die Gees, en deur die liefde wat U vir ons het, en dat U self die troos kom bring, en vir ons hoop gee. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof en prys die Here nou ook, met lied 510, wat sê, genade onbeskryflik groot. Genade onbeskryflik groot, het U
gewys verloren seun, 'n wegloopkind, weer die vaderhuis. Ek is die naam van 'n kind, nie wat wou self my sake reel, my liefde, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Sien ver, oneindig ver. U sien my honger, u sien my dor. Nog voordat ek kon skuld belê, druk u my aan die bors. Genade onbeskryflik groot, daar spies ek het weer thuis. U sien my verloren mens, weer die Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle almal wees. Amen.